Ek het baie daaroor gepraat, maar ek voel die noodsaaklikheid om weer daaroor te praat. En die rede hoekom die Here jou herinner aan iets, die volk het nie gehoor nie. So ek wil vanmôre vra, hoor asseblief. Is ons in of is ons uit? Is ons deel daarvan of wag ons? Baie interessant. Ek wil hê met die Bybel saam met my oopmaak in die boek van Matteus. Ons gaan in Matteus hoofstuk 10 lees. En ek gaan 'n hele paar versies lees. Ek gaan vir die vanaf vers 5 tot en met vers 8 lees. En dan gaan ek vir die vers 42 lees van dieselfde hoofstuk om vir jou konteks te gee van wat in die hoofstuk aangaan. En net so tussen hakies, volgende week gaan ek met die boek Romeine beginne. En ek gaan van hoofstuk 1 af beginne, en ek gaan vir jou perspektief gee, hoekom die boek Romeine daar is. Want dit is 'n groot, dit is die gedeelte, of die gedeelte van die Bybel, wat Paulus om die sterkste uitspreek teen sekere dinge. En hy het dit gedoen as gevolg van 'n openbaring wat God hom gegee het. So ek gaan volgende week, ek kan jouself vergewis en lees Romeine 1 en 2, soms so 3 of 4 keer deur, om jouself te vergewis wat daar aangaan, alright? En ek gaan dan Romeine, en ons gaan dit seker oor 3 of 4 sonde hanteer, want ek dink dit is tyd dat dit moet uitgespel word. Matteus hoofstuk 10, vers 5, luister baie mooi. Hy sê, Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op die pad van die heidene nie, en moenie gaan in die stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. Onthou ek het 'n lang preek oor dit gepreek. Alright? En gaan preek en sê, luister, die koninkryk van die hemele het naby gekom, maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit, julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Alright? Nou wil ek hier na vers 42 toe vat. Onthou, dit gaan in die hele verband oor die apostels wat uitgestuur was. Alright? Nou sê hy in vers 42, en elkeen wat een van hierdie kleintjies, kry die konteks, elkeen wat een van hierdie kleintjies net 'n beker koue water laat drink, omdat hy 'n disipel is, voorwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloon nie. Alright. Hy stuur hulle uit en hy sê vir hulle, gaan sê die koninkryk is naby. Kan jy al reeds in jou, my vrou sê altyd, kyk na jou spelling, en hy sê, kyk na jou spelling, en partykeer moeswillig sal ek verkeerd spel. Alright? Neem kennis wat hy sê. Gaan sê vir hulle, die koninkryk het naby gekom. En dan sê hy vir hierdie wat hy uitgestuur het, hulle wat hy gestuur het, om die te gaan genees, en duiwels uit te dryf, en wat ook al, noem hy kleintjies in die koninkryk. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Noem hy kleintjies in die koninkryk. Hierdie ouens, of hierdie geroepenes, of hierdie uitgestuurdes, wat hy gestuur het om die koninkryk te manifesteer hoe dit sal werk, noem hy kleintjies. Waar ek en jy na hulle sal toe verwys het as die geroepenes van God. Ons sal na hulle toe verwys het as die generaals van God. Ons sal aan hulle verwys het, of na hulle verwys het, om te sê, hierdie is groot manne van God.
Jesus noem hulle kleintjies. En die hele ding lê, of die hele konsep lê in die feit, dat die koninkryk was net naby hulle. Die konsep lê dat die koninkryk was hulle nog nie deel van nie. Laat dit 'n bietjie insink. Blaai saam met my na Matteus hoofstuk 11 toe. En ek gaan vir die vers 11 gebruik. Ek wil hê jy moet baie mooi luister wat die skrif gesê het. Hy stuur hulle nie na die heidene toe nie. Het jy gehoor wat die skrif sê? Hy stuur hulle nie na ek en jou toe nie. Hy stuur hulle nie na die ander volke toe nie. Hy stuur hulle na die verlore skape van die huis van Israel. En hy sê vir hulle, die koninkryk gaan sê vir die huis van Israel, die koninkryk het naby gekom. Alright? En nou sê hy vir hulle, as julle hierdie kleintjies iets gee om te doen, of te drink, of wat ook al. So hy noem hulle, wat moet gaan verkondig dat die koninkryk naby kom, kleintjies in opsigte van die bediening van God. Nou luister wat sê in Matteus 11 vers 11. Voorwaar ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie. Neem kennis, nie een opgestaan wat groter as Johannes die Doper is nie, maar die kleinste in die koninkryk is groter as hy. Niemand wat uit vroue gebore is groter as Johannes die Doper nie. Maar die kleinste in die koninkryk is groter as hy. En dis hoekom ek hier gevra het, ons moet besluit, en vandag is die dag wat ek en jy 'n besluit moet neem in ons lewe. Is ons in? Is ons uit? Is ons deel daarvan? Of moet ons wag vir dit om plaas te vind? Julle gaan na Israel toe, en julle sê sê die koninkryk het naby gekom, en as daar 'n probleem is met siekte of wat ook al, maak hulle gesond. Maar julle is die kleinste. Julle is kleintjies. Maar Johannes die Doper wat groter is as julle, is die kleinste in die koninkryk. Het julle die prentjie? Alright, julle begryp die ding waaroor dit gaan. Nou, so, wat maak dit dan? Wat maak dit dan? Want onthou, hierdie bediening van die koninkryk wat moes naderkom, was slegs vir 3,5 jaar, terwyl die Here Jesus saam met sy disippels op die aarde was, en toe gebeur daar iets. Nou wil ek hê jy met jou Bybel saam met my oopmaak in die boek van Galasiërs hoofstuk 4. Julle sê, kleintjies, julle is klein, want die koninkryk van God het nog nie by julle gekom nie. Die koninkryk van God het naby gekom, en julle kan sien en ervaar hoe die koninkryk moet werk. En die enigste manier hoekom dit werk, luister, hy het hulle mag en gesag gegee om uit te gaan om dit te kan doen. Mag en gesag te gegee om dit te kan doen. Ok, as ek ook dan nou net by die boek van Galasiërs wil kom, nou sê in Galasiërs hoofstuk 4, en ek gaan vir u vanaf vers 1 lees, tot en met vers 7. Alright? Maak
asseblief in die naam van die Skepper van hemel en aarde 'n koneksie en sien jouself oor dit waarmee ek begin het en wat die boek van Galasiërs sê. Alright? Sien jouself, begin jouself insien wat die woord van God sê. Hy sê, maar ek sê, solank as wat die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie, al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook kinders. So was ons ook toe ons kinders was in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming van kinders kan ontvang. Luister, en omdat ons kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte uitgestuur en hy roep Abba Vader. Daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook 'n erfgenaam van God deur Christus Jesus. Alright? Hy sê, toe die volheid van die tyd aangebreek het, het God sy seun, daardie seun, gestuur, wat gebore was uit 'n vrou wat onder die wet was. Luister, lees net die skrif mooi. Gebore uit 'n vrou wat onder die wet was, om die wat onder die wet was vry te koop, sodat hulle die aanneming van kinders kan ontvang. Sien nie die verskil? Daar's 'n verskil in die Grieks van 'n kleintjie wat 'n bretnos is en 'n teknon wat 'n suigeling is, of iemand wat opgeskote is tot op die ouderdom waar hy sy pa se erfenis kan vat. Alright, so, en hy sê, ons het kinders geword as gevolg van die besluit wat die Vader geneem het om die vloek op die kruis weg te neem. Nou moet ek en jy besluit, is ons diensknegte van hierdie besluit, of is ek en jy erfgename van hierdie besluit? Want as ek 'n diensknegt is, dan is die koninkryk van God nog nie by my nie, ek het nog nie deel daarvan geword nie, dis ook nie binne in my nie, so dan as ek nog 'n diensknegt is van hierdie belofte wat God gemaak het, dan val ek onder wat daai prentjie vir jou sê, is ek onder 'n vloek. Dan is ek nie 'n kind nie, maar dan is ek 'n suigeling, en dan is ek 'n kleintjie, wat nie in staat is om op sy eie besluite te kan gaan nie, maar wat moet wag vir die Here Jesus om hom uit te stuur as 'n diensknegt en om te sê die koninkryk van God wag nog vir julle, of dit is nog nie naby julle nie, of julle is nog nie deel van die koninkryk nie. So my sê, maar toe die volheid van die tyd aangebreek het, toe die volheid van die tyd aangebreek het, het God hierdie koninkryk, wat nou nog nie deel van die mense se lewe was nie, het hy deel van die mense se lewe gebring, en ek gaan dit vir jou nou uitwys, het hy jou ingeplaas binne in die koninkryk. Ek spring myself nou so 'n bietjie voor, en het hy jou deel gemaak van die koninkryk, en moet ek en jy besluit, in ons lewe, ek en jy besluit in ons lewe, is ek 'n geroepene van God aan hierdie kant van die kruis, of is ek 'n erfgenaam van God, wat 'n deelgenoot geword het van die roeping wat God daar geplaas het?
En nou kan jy self in jou eie lewe begin agterkom, hoekom is ek partykeer, of hoekom voel ek partykeer, dat ek is 'n slaaf van dinge. Alright? Want die koninkryk van God openbaar, hy kom nie met sigbare tekens nie, die Bybel is baie duidelik, die koninkryk kom nie met sigbare tekens nie, maar op grond van dit wat hy vir hulle gesê het, toe hulle uitgestuur het, weet ons dat die koninkryk tekens veroorsaak. Alright? Met ander woorde, jy is dan die draer van die koninkryk, en jy is dan die skakel of die instrument wat God dan gebruik om dinge te laat gebeur. Okay? Is dit vir julle so duidelik? So, nou wil ek hê jy moet die Bybel saam met my oopmaak in die boek van Kolossense. Kolossense, jy het gehoor wat sê Galasiërs, né? Toe die volheid van die tyd aankom. Blaai saam met my na die boek van Kolossense toe. Kolossense hoofstuk 1, vers 12 en vers 13. Is jy almal daar? Vers 12 sê, en die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê van die erfdeel van die heiliges in die lig. Luister, hy wat ons verlos het uit die mag van duisternis en oorgebring het, waartoe? In die koninkryk van sy seun, in die koninkryk van die seun van sy liefde. Okay? Dit wil sê, toe die volheid van die tyd aanbreek, toe haal God hulle uit, en hy plaas hulle, waar? Kom ek skryf dit hier. En hy plaas hulle, waar? Binne in die koninkryk van die seun van sy liefde. Binne in die koninkryk. Dit wil vir my nou vanmôre sê, dat ek en jy, luister, daai bediening, is nie deel van hierdie bediening nie. Maar hierdie bediening, kan daai bediening uitleef. Hoor wat ek sê vanmôre. Maar ons is in 'n ander posisie, laat ek dit eerder so plaas, as wat die apostels was. Hulle het gewag vir iets wat nog moes plaasvind, maar as gevolg van die kruis, plaas hy ons binne in dit, waarvoor hulle gewag het. Is dit duidelik? Plaas hy ons, kom ek bevestig het net so bietjie. Hy verlos ons van die mag van duisternis, en hy bring ons oor in die koninkryk van die seun van sy liefde. Blaai 'n bietjie saam met my daar in die boek van Jakobus. Jakobus hoofstuk 2 vers 5. En hier raak dit interessant. Hier raak dit regtig interessant. Hy sê, luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitgekies? Het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het? Ons het die koninkryk geërf, hy het ons oorgeplaas binne in die koninkryk en ons het dit geërf. En nou sê hy, luister, het God nie die armes van hierdie wêreld nie. Hierdie armes is nie ouens wat nie geld het nie. En kry jou kop by Matteus 5 en Matteus 6 waar hy sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk. So dit gaan nie oor geld nie,
Dit gaan oor hulle wat arm is, wat nie weet waar is die koninkryk en waar is hy binne in die koninkryk nie. Dit gaan nie oor geld nie. Dit gaan oor hulle wat agtergekom het, Here, ek is so arm, ek het nodig dat God my moet red. Ek het nodig, Here, om uit die arm situasie van my siel uit te kom en in die koninkryk van God te kom, en dan kan ek ryk in die geloof wees. So dit gaan nie oor geld nie. Dit gaan oor waar jy in die koninkryk met God staan en waar jy in 'n verhouding met God binne die koninkryk staan. So dit gaan nie oor geld nie. Dit gaan oor hoe ryk jy in God is en hoe ryk jy in die koninkryk is en hoe verstaan jy waar jou posisie in die koninkryk is. En dit maak jou ryk in die geloof. Prys die Here. Erfgename van die koninkryk. Alright, ek het gesê, armes soek die koninkryk. Armes werk vir die koninkryk. Rykes weet waar is die koninkryk. Moet ek dit weer sê? Armes dink hy moet vir die koninkryk werk. Armes dink hulle moet vir die koninkryk werk. Luister vanmôre met jou gees. Rykes besef, ek het die koninkryk geërf. So as jy dink, jy moet gaan die siekes gesond maak, as jy dink jy moet die gawes van die Gees gaan laat opereer, sodat jy binne die koninkryk kan kom, het jy jou evangelie verkeerd om. Daai goede is 'n uitvloeisel van wat jou posisie is. En daarom kon Jesus hulle uitstuur en sê, ek gee julle mag oor dit. Maar as ek en jy binne die koninkryk is, wie gee jou die mag? Of het jy die mag? Natuurlik ja. Want jy tel die armes op as gevolg van die feit dat die koninkryk in jou lewe 'n werklikheid is. En jy die vermoë het om hom te kan optel. En daarom werk die koninkryk vanuit ons lewe of veronderstel en ons werk vanuit die koninkryk uit. Maar ons werk nie om die koninkryk naby te bring nie. Alright, ek gaan by dit kom. So ons werk nie om die koninkryk naby te bring nie. Ek werk ook nie om die God van die koninkryk naby my lewe te kry nie. Ek werk ook nie om die God van die koninkryk punte te probeer verdien nie. Ek werk omdat ek so by God staan dat hy my binne sy koninkryk geplaas het. En dit maak 'n verskil. Die probleem wat die kerk het en wat ons ook het, is dit lê daarin in 1 Korintiërs 15 vers 50. Ek gaan vir jou na Korintiërs en dan gaan ek terugkom na Tessalonisense. Ek voel net ek moet na 1 Korintiërs toe gaan. 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 50. 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 50. Halleluja. Ai Vader tog. Hy sê, maar dit verklaar ek broeders, dat vlees en bloed die koninkryk nie kan beerwe nie, ook beerwe die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie. En dit is net hierso. Dit is net hier, waar die kerk van die Here, hulle self, kom ons noem maar die snoeker, waar hulle self snoeker. Want dit is net hier, op hierdie vers, wat die kerk van die Here Jesus te besluit neem, gaan ek die weg van die lewe volg, of gaan ek die weg van die dood volg? Net daar. Want vlees en bloed kan nie die koninkryk van God beerwe nie.
Nou sê jou gedagte, of jou hart, of jou gees ook vir jou, maar ek is dan nog in my vlees, hoe kan ek dan nou in die koninkryk wees? En dis 'n probleem waarmee jy sit. Dis 'n probleem waarmee die kinders van God sit. Want ons is in die vlees, en vlees en bloed kan die koninkryk van God nie beerwe nie. En nou sê ons, nou het ons hierdie siening, ek sal deel van die koninkryk wees, die dag as die Here my kom haal. Maar is dit wat die skrif sê? En die kerk van die Here Jesus, wat alreeds binne die koninkryk geplaas is, wag totdat hy sy asem uitblaas en homself dan te verseker dat hy binne die koninkryk is, terwyl hy God beroof van die manifestasie van die koninkryk in die sigbare lewe. En ek gaan dit vir jou nou wys. Kom ons gaan gou 'n bietjie terug na die boek van Tessalonisense. Onthou, vlees en bloed kan nie die koninkryk beerwe nie. Onthou dit. Vlees en bloed kan dit nie beerwe nie. En ek weet jy het nou twyfel en ek wil hê jy moet twyfel. Want ek wil hê die Gees moet jou vanmôre vir eens en vir altyd oortuig wat die waarheid is. 1 Tessalonisense 2 vers 12. 1 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 12. Hy sê, en betuig het, dat julle waardiglik moet wandel voor God, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid geroep het. Ander woorde, jy is geroep vir hierdie koninkryk. Jy is geroep om binne in die koninkryk te wees, maar wil in vlees en bloed kan dit nie waar. Ek gaan dit nou antwoord. Blaai saam met my na die boek van Hebreërs hoofstuk 3 toe. Hebreërs hoofstuk 3. Maar ek word so kwaas, hoe los jy so vandag loop. Hebreërs hoofstuk 3 sê, Hebreërs hoofstuk 3 vers 1 sê, heilige broeders, deelgenote van die heilige broeders, deelgenote van die heilige, deelgenote van die hemelse roeping. Heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping. Alright? Wat het Kolossense nou net gesê? Hy het ons geroep. En nou sê, jy is eintlik in heiligheid geroep, om deel te wees van hierdie roeping, wat God jou mee geroep het. Jy het nie gehoor wat ek sê nie. Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis. Ander woorde, waar Christus Jesus dan geplaas is ek en jy binne die koninkryk geplaas. Die enigste verskil is, hy het die prys betaal om jou daar binne te kry. En nou wil ek en jy werk om in die koninkryk in te gaan. Ek sê ek en jy wil werk om in die koninkryk in te gaan. Dit wil sê dat ek en jy sê, Here, baie dankie vir hierdie kruis, maar ek wil asseblief net my ou bietjie ook bysit. Dankie vir die kruis, Here. Dankie vir die bloed, Here. Maar Here, ek moet daar my bietjie ook bysit, sodat ek net binne die koninkryk kan kry. Dan is jy nie 'n erfgenaam nie. Dan is jy 'n werker. En as jy 'n werker is jy 'n kind. En as jy 'n kind is die koninkryk net naby jou. Dis nie deel van jou nie. Here, ek moet net nog so bietjie doen.
om binne in die koninkryk te kom. Ek moet nog so 'n bietjie byvoeg, Here. So jy sê eintlik, Here, was jy nie goed genoeg nie. Ek wil jy moet vir my kyk. Eintlik sê ek, Here, jy was nie goed genoeg nie. Eintlik sê ek, Here, ten spyte van die feit wat jy op daai kruis uitgeroep het, dit is volbring, was dit nie volbring nie, ek moet 'n bietjie oor die kruis bring. Om jou te help, om my binne die koninkryk te kry. Kan jy sien wat het die kerk aan ons gedoen? Kan jy sien wat het die kerk aan ons gedoen? Vir 2000 jaar wag God vir sy kinders om die koninkryk in besit te neem. En hulle sê, dankie Here, ek wag dat ek kan doodgaan om 'n erfporsie te kry. Maar hy het doodgegaan sodat jy 'n erfporsie kan verkry. Nou sê ek, nee Here, ek moet doodgaan om die erfporsie te kry. Want die probleem lê, die kerk van God, vlees en bloed kan die koninkryk nie beerwe nie. Ek dog die Here toe die fariseërs vir hom vra en sê, maar wanneer sal die koninkryk dan kom? In Lukas 17. Toe sê hy, moenie so toe kyk of daar kyk nie, want die koninkryk van God is binne in julle. So as jy die koninkryk van God soek buite jouself, sê jy die prys van Jesus was nie goed genoeg nie. En as jy wil werk, dat ek en jy in die koninkryk moet inkom, dan sê ek, Here, jy het verniet aan die kruis gesterf. Ek kom daarby. Dan het jy verniet aan die kruis gesterf, Here. Die prys was nie genoeg nie. Alright, blaai saam met my na die boek van Kolossense toe. Halleluja. Kolossense, hoofstuk 2, vers 11 en vers 12. Vlees en bloed kan die koninkryk nie beerwe nie. Vlees en bloed kan dit nie beerwe nie. Alright? Omdat julle dan saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. En julle wat dood was, deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle misdade vergewe het. Is dit vlees en bloed? Of is dit 'n nuwe skepsel? Is dit vlees en bloed hierso? Of is die skepsel wat God saam met hom opgewek het? Vlees en bloed kan dit nie beerwe nie. Slegs 'n nuwe skepsel kan dit erwe. Slegs hy wat in Christus gesterf het, hy wat saam met Christus lewend gemaak is, hy wat saam met Christus opgewek het, hy wat saam met Christus aan die regterhand van die Vader sit, hy is deel van die koninkryk, want die koninkryk is deel van hom. Maar vlees en bloed kan dit nie erf nie. Want vlees en bloed is 'n slaaf voordat hy in die koninkryk kom. En daarom kan die Here Jesus hierdie stelling maak. Die kleinste binne hierdie een is groter as die grootste mens wat uit 'n vrou uitgebore is. Want ek en jy is nie uit 'n vrou wedergebore nie. Ons is wedergebore uit onverganklike saad. Deur die lewende woord van God wat bly tot in alle ewigheid. En dit maak my binne in die koninkryk. Nou moet ek en jy vanmôre besluit neem. Is ek in, is ek uit? Is ek deel van dit of moet ek wag vir dit?
Want as ek vir dit moet wag, is Paulus die grootste leenaar en die slegste openbaring van almal ontvang het. En die Here Jesus het ook nie die waarheid gepraat dat hy gesê die koninkryk is binne in jou nie. Maar jy sien die ding is, ons word die heeltyd teruggevat in ons geloof na wat die vlees sê. Die heeltyd. Jy kan na elke kansel toe in hierdie wêreld gaan en elke kansel vir jou sê, as jy vanaand jou oë toemaak of doodgaan en die Here jou voor hom laat staan en sê, hoekom moet ek jou in my koninkryk toelaat? Wat sal jy die Here antwoord? Ag Here, ons het in U naam duiwels uitgedryf. Word wakker man. Dit is eintlik lagwekkend, jy kan maar lag. Here, ons het in U naam duiwels uitgedryf. Here, ons het in U naam in tale gepraat. Ons het geprofeteer. Here, ons het die dooies opgewek. Is jy uit my gebore? Is jy uit my gebore? Ja, Here. I'm born from above. Uit God gebore. Toe hy daar sterf. Toe sterf die vleesmens saam met hom. En toe hy daar opstaan, toe wek hy 'n nuwe mens uit hom gebore. Ek het ietsie geskryf. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. En dis 'n teks uit die Bybel uit. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as die gees van God binne in jou is. So ek en jy moet 'n besluit neem. Is ek in? Is ek uit? Of moet ek daarvoor wag? Want as jy daarvoor wag, moet jy wag tot jy dood is. Paulus maak 'n fantastiese stelling. Hy sê, as gevolg van die openbaring wat God my oor hierdie goed gegee het, het ek jou aan een man verbind. Ek het jou aan een man getroud voorgestel. En hy het jou die onderpand van die verseeling van die Heilige Gees gegee, as 'n verloofder of as 'n trouring, om die versekering te sê dat jy een met hom is. Tannie Katrien, nou moet ek en jy besluit, waar lê die koninkryk? Want ek wil vanmôre vir jou hierdie stelling maak. Elke groot prediker in hierdie land sê vir jou, omdat vlees en bloed die koninkryk nie kan beerwe nie, sal ons eers die koninkryk binnetree die dag as ek dood is. Wat dan van Kolossense? Wat dan van hulle wat saam met Christus gesterf het? Wat dan van die vleesmens wat doodgemaak is op die kruis, sodat hy nie 'n aanklagte voor God kan hê nie, en hy opgewek is as 'n nuwe mens? Wat van daai mens? Wat beteken hy dan vir God in hierdie wêreld? Nikodemus kom in die aand na die Here toe, en jy kan dit opsit in Engels, Johannes 3 vers 3. Nikodemus kom in die aand. En hy's 'n leraar van Israel. En die Here sê vir hom, as jy nie wedergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Vers 5 is. As jy nie wedergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Except a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom.
dieselfde Gees van God, wat Christus uit die dood uit opgewek het, is dieselfde Gees wat in my bly, en dieselfde Gees is die versekering dat ek aan hom behoort, is dieselfde Gees wat vir my die versekering gee, dat ek een met hom geword het. So waar is die koninkryk dan? Right. Water en gees kan die koninkryk van God nie ingaan nie. Vlees, die gees gebore is gees. Alright? So ek en jy moet besluit. Is ons gebore? Ag, die kerk verstaan nie is hierdie water en gees nie. Toe die Here Jesus daar toe word ons gebore. Toe word die kerk gebore met die water en die bloed wat uit sy uitgekom het. En die gees is die gees wat hy beloof het, wat vir altyd by jou sal bly. So ek en jy moet besluit, of ek het een met die koning van die koninkryk geword, sodat die koninkryk binne my is, of ek moet besluit, gaan ek werk vir die koninkryk? Of gaan ek binne in die koninkryk werk? Soek ek die koninkryk van God? Of weet ek, waar is die koninkryk? Ok, ek gaan vir die nog een versie. Bly saam met my daar in die boek van 1 Petrus toe. 1 Petrus hoofstuk 2. En ek gaan vir die 2 verse lees. 1 Petrus, baie naby aan die agterkant van die Bybel. In Petrus hoofstuk 2, vers 9 en vers 10. Luister, ons het verlede week oor 'n geslag van God gepraat, né? Julle het almal gehoor oor die geslag van God. Hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deeg van hom wat julle uit die duisternis geroep het. Onthou jy waarheid het God jou uitgehaal? Uit die duisternis binne die koninkryk van die seun van sy liefde, duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Moenie die koninkryk soek nie, die Here Jesus sê, dis binne jou. En daarom maak hy ook hierdie stelling. Luister, soek eers die koninkryk van God, en as jy ontdek het, waar is die koninkryk van God, sal al hierdie dinge vir jou bygevoeg word. En as jy nie weet waar is die koninkryk nie, moet jy maar ongelukkig werk vir die koninkryk, totdat die Gees van God vir jou eendag openbaar, ek het jou binne die koninkryk geplaas. En nie as gevolg van iets nie, ek het jou nie net daar geplaas nie, ek het jou heilig geroep om binne dit te wees. Het jy gehoor wat ek sê? Heilig geroep om binne dit te wees. So wat gaan jy vir God gee om heiliger te word as God wat jou heilig gemaak het? En dis waar ons gesnoeker word, né? Dis waar ons gesnoeker word. Want ek wil graag heilig word. Ek wil graag so baie dinge vir God doen. Ek hoor nou eendag 'n groot predikant wat sê, sodat God kan sien wat jy vir hom wil doen. My liewe Vader, is God blind? My liewe Vader, is God nie alwetend nie? Weet God nie wat in jou hart en in jou siel en in jou wese aangaan nie? Wat wil jy vir God wys, behalwe God wat vir jou wil wys wie jy is? En dis die verskil. So ek en jy moet besluit, is ek in die koninkryk, is ek buitekant die koninkryk, is ek deel van die koninkryk, of wag ek vir God om my deel van sy koninkryk te maak die dag as hy die eindvletjie blaas?
En daarom sê die skrif, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. My volk word diensknegte gemaak, terwyl hulle koningskinders is. My volk word slawe gemaak, terwyl hulle erfgenaam van die koninkryk is. My volk word onder 'n vloek geplaas, terwyl ek hulle geseën het, met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus, en ek het hulle opgewek om saam met my te sit, sodat hulle kan wees waar ek is. Jy kan nie apart van God lewe as jy met God getroud is nie. Jy kan nie apart van God lewe as jy in dieselfde gees is nie. Jy kan nie apart van God lewe as hy sy intrek in sy tempel geneem het en jy die tempel is nie. Waar's God dan anderste? As jy hom nog steeds soek, beter jy hoor wat die Gees vanmôre vir jou sê. I nearly said something, ek sien sy begin so kyk, I won't say it. As jy nog steeds soek waar jy in die koninkryk van God is, kom by God uit. As ek en jy nog steeds wil werk om die koninkryk te erf, het Jesus verniet jou 'n erfgenaam gemaak. Dan is die belofte wat hy aan Abraham gemaak het van 0 en geen waarde nie. Jy gehoor wat ek sê? Dan is die belofte wat hy gemaak het aan Abraham, in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën wees. Het dit geen waarde nie gehad nie. En weet jy wat, ek en jy sê, Here, dankie, maar nee dankie. Ek sal maar werk om in die koninkryk te kom. Ek sal maar werk om in die koninkryk te kom, Here. Of ek het op 'n stadium in my lewe besluit geneem om te sê, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is, en ek in my 'n punt in my lewe, en jy 'n punt in jou lewe, wat jy moet kom en sê, kom Here, kom maak u woning waar ek is. En dis die besluit wat ek en jy moet neem vanmôre. Is ek in? Is ek uit? Of moet ek wag vir God, om die tydige met die ewige te kan verwissel, om 'n deelgenoot te kan wees van 'n hemelse roeping. Vader, baie dankie.